Elke jaar gaan daar honderde kunstenaars na die KAK&K toe, plus daar duisende besoekers en 'n beoordelaarspaneel wat sorg dat hulle by elke show uitkom. Ja, dis inderdaad een van die mees gesogte pryse wat 'n teaterakteur kan ontvang en Hannes was daar toe die kannas uitgedeel word. Die Kannas, die Klein Karoo Nasionale Kunstefees se prestige-toekennings word vandag hier in Kaapstad by die baie elegante Mount Nelson Hotel uitgedeel. Glans, mode, drama. Wie gaan vandag wegstap met die groot pryse? Very glamorous, lekker baie grand. Dit is regtig 'n celebrity geleentheid, dit is heerlik. Hoe voel jy oor toekenningsgeleenthede soos die Kannas? Kan nie meer krediet kry as die gemeenskap van kunste wat vir jou sê well done. Ek dink dit is vir kunstenaars ook nodig om te sien hoe hulle werk by die publiek afgaan. Weet wat die publiek van hulle werk dink. Hierdie tipe erkenning te gee is fantasties en ek dink vir die taal ook, vir Afrikaans. Ek dink is 'n lekker manier om Afrikaans te bevorder en Afrikaanse werk te bevorder. Baie akteurs sê ons stuur ons nog aan toekennings. Hulle lieg almal van ons op toekennings sê. Ek dink ook dis 'n reminder dat nou moet jy 'n bietjie harder werk. Want soms as jy 'n toekenning kry, dink jy, okay, ek is nog goed genoeg, dan kan ek maar 'n bietjie chill. Theater maak is mos maar dikwels 'n saak van liefde. So dit is baie lekker dink ek om daai erkenning te kry. En ek dink ook vir gehore om te weet watter stuk is miskien die moeite werd om te gaan kyk. Ek dink dit is wonderlik dat soveel kunstenaars erkenning kry en ek voel baie bevoorreg met ek kan die toekenning vir vernuwende stem oorhandig. En jy's nie genomineer nie. Nee, ek was nie by die fees nie, maar ek dink ek moet volgende jaar gaan. Ek wil net dat die mense net weet jy was nie genomineer, dis hoekom jy nie genomineer is. Presies. My lekker is vandag is dat Louis van Niekerk kry vandag 'n lewensbydrae toekenning en ek lewer die kommendasie vir hom. En dit is vir my baie spesiaal want ek het dit verlede jaar gekry en toe het hy die kommendasie vir my gelewer. So dis vir my baie lekker. Hoe voel jy oor die nominasie vandag? Ag, ek voel verskriklik gevlei. Ek is in 'n kategorie saam met sulke ongelooflike mense. Nee, dis baie exciting om weer genomineer te word en so en ek meen Royland het so baie van die akteurs sê, "Yes, like alweer Royland." Amanda, is my baie vreemd om vandag hier onderhoud met jou te doen, want jy's genomineer vir Voor ek vergeet waarna ons saam gespeel het. So ek gaan vir jou eerlikwaar sê, ek gaan aan die chandeliers hang vandag as jy wen. Hoe voel jy? Knaag jy senuwees so 'n bietjie? Hallo my kind. Net die feit dat ek genomineer is na 23 jaar se wag vir 'n mooi rol is vir my fantasties. Anet, jy het baie van die voorproduksies gesien. Het jy 'n gunsteling vandag hierso? Dis sonder twyfel Amanda Strydom en Voor ek vergeet en haar medespeler wat vir my by verre die hoogtepunt was. Royland en Babbel, Seker Royland. Ek dink vir my was daar baie positiewe sinergie tussen die verskillende vlakke van die fees. Mense was daar om teater te ondersteun, om musiekvermaak te geniet. En wat vir my ongelooflik was, dat ons het gesien hoe die diversifisering van die Afrikaanssprekende kunste op elke vlak van daai fees aan word gebeur. Ons is 14 kundiges van reg oor die land en dit is mense wat verskillende genres kundigheid het en hulle kom almal bymekaar en vorm dan die Kanna-paneel wat basies deur die loop van die fees al die verskillende produksies kyk en dan elke oggend bymekaar kom en dan heftig debat het en besluit watter produksies staan uit en op die einde word dan gestem vir 'n wenner. Die wenner is Tinnerie van Wyk Loot. Tinnerie, jy het gewen. Hoe voel jy? Hulle sê mos jy's net so goed soos jou laaste werk. So mense moet nou maar net hoop dit word beter. Wat gaan jy met daai beeldjie doen? Waar gaan hy staan? Vir my maag gee. En die wenner is Brendan Daniels. Jy het al genoeg gewen vir Royland. Dis wel ek wat die toekenning kry, maar dit is 'n spanpoging daai. Dit is my heel eerste Kanna Award en dankie dat ek het lees dit met nie Lia aan wegloop hè. Die sukses was nogal ongelooflik, maar ek sien myself meer en meer as 'n tipe midwife, so ek werk met 'n amazing script. Bubble! Dit is soos 'n marathon van mooi beeldjies. Ek is 'n bietjie onbeskryflik gelukkig en weggeblaas en baie dankbaar vir akteurs. Mense sê altyd vir my, Afrikaanse theater is door en sê ek nonsens, rubbish. Theater, acting, om toneel te speel, dat is die tweede oudste beroep in die wêreld, so dit sal altyd daar wees. Wat is die oudste ene? Prostitusie. Doen mens dalk die dinge vir toekennings. Kom ons wees eerlik met mekaar. Dit bly tog lekker om te wen. So baie geluk aan al ons wenners en ons hoop ons sien julle almal volgende jaar by die KAK&K.